Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat die Here nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Mag u en ek ook in hierdie dag die vrede en die seën van die Here ervaar in ons lewe, en mag ons in hierdie dag aanmeld vir diens, om ook te lewe, om hom te verheerlik, die koning van die konings en die Here van die leerskare. Nou, ek gaan vanmôre 'n bietjie met u praat uit hierdie redelike onbekende profeet, die profeet Naam. Ons gaan daar die 3de vers met u hanteer. Daar staan: die Here is lankmoedig, maar groot van krag, en nooit laat die Here ongestraf bly nie. Sy weg is in 'n warrelwind, en in 'n storm, en wolke is die stof van sy voete. Nou vriende, as ons kyk na wat die Engels sê, dan staan daar in die Engels: the Lord is slow to anger and great in power. Hierdie aangedeelte is so mooi in die Engels, dat die Here is stadig om toornig te word, maar hy's groot in krag en in heerlikheid. Nou vriende, kom ons kyk gou vinnig na hierdie profeet Naam. As ons die profeet Naam lees, moet ons nooit die boek Jona een kant skuif nie. Want Naam of Jona en Naam is boeke wat saam gelees moet word. Waarom sê ek so? As u die opskrifte in die profeet Naam gaan lees, sal u sien dat Naam gaan oor die profesie wat Naam die profeet ontvang het om die verwoesting en vernietiging van Ninive aan te kondig. Ja, dis dieselfde stad Ninive waarvan ons lees in die boek Jona, waar die Here vir die profeet Jona die opdrag gegee het om na die stad Ninive te gaan. U sal onthou, Jona in ongehoorsaamheid neem 'n skip na Tarsis. Hy weier om God se opdrag uit te voer. Die Here stuur hierdie geweldige storm op die see, en die Bybel sê vir ons soveel so dat die skip amper gesink het, en hierdie matrose gooi vir Jona oorboord. Die groot vis word deur God beskik om hom in te sluk, en vanuit die dieptes van hierdie vissemaag roep Jona na God. Hy pleit om genade, en die Here is lankmoedig. Die Here is genadig, en die vis spoeg vir Jona uit, en die opdrag kom weer: Jona gaan na Ninive. Nou hierdie stad Ninive, vriende, was 'n baie goddelose stad, en daarom het Jona hulle so gehaat. Jona het hierdie mense gehaat vir hulle wreedheid, hulle ongenaakbare optrede teenoor ander mense. Dit was 'n klomp boosaards wat in hierdie stad Ninive gebly het. Die Bybel sê dit was so groot stad, dat dit 3 dagreise geneem het om deur die stad te reis. Jona in gehoorsaamheid aan die Here kom by die stad Ninive aan. Die Bybel sê, na die eerste dag se prediking het daar die hele stad ag gegee op God se woord. Waarom? Omdat God hierdie stad wou red. Vriende, daar is nie 'n kans dat almal sal reageer op die evangelie, tensy God dit so bepaal en beskik nie. En wat gebeur hier? God red daar die koning met al die mense in daardie stad, red die Here uit genade. Wonderlik, kosbaar om God se lankmoedigheid, God se liefde oor hierdie goddelose mense te sien. Jona is nie baie gelukkig daarmee nie, maar u sien, God gebruik selfs onwillige diensknegte om sy wonderlike taak ten uitvoer te bring. Daarom pleit ek by u dat u en ek gewillig sal aanmeld en sal sê: Here, hier is ons om die boodskap te verkondig. Nou leer die Bybel vir ons dat daar so 150 jaar verbygegaan het, en hierdie stad Ninive het weer in goddeloosheid verval. Ons kan nie regtig die rede gee nie. Miskien het die geslag wat tot bekering gekom het nie genoeg moeite gedoen om die volgende geslag van die Here te leer nie. Miskien was daar nog afgodediens wat in hierdie stad ingekom het. Mense wat se harte miskien nie heeltemal by die Here was nie. Ons kan nie regtig sê nie, en ek wil nie spekuleer daaroor nie. Al wat ons weet is dat so 150 jaar later kom die Here en hy kondig die oordeel oor die stad Ninive aan. Hy gee genade en lankmoedigheid, maar hy kondig ook die oordeel aan. Die Engels sê: the Lord is slow in anger and great in power. En wat die boodskap vanmôre vir my en vir jou ook is dat die Here is lankmoedig oor ons as individue, maar ook oor ons as land in Suid-Afrika. Vriende, luister gou mooi. Ons wat hier in Suid-Afrika woon, beleef God se lankmoedigheid vir honderde jare al. Dink net aan waar Suid-Afrika was, die liefde wat daar vir God was, die liefde vir die waarheid van sy woord, die kerke wat gestig was, die wonderlike waarheid van God se woord wat herlewings in Suid-Afrika laat plaasvind het. Massas wat sondagoggende en sondaande na die kerk getrek het. En later, vriende, het hierdie land en sy teoloë en sy politici die evangelie verruil vir al hierdie drek en boosheid wat ons vandag beleef, wat van die kansels verkondig word, wat in ons parlement, in ons regering aan die gang is. En ag vriende, die Here waarsku ons, en hy sê sy oordeel is op pad. Maar huidiglik is daar nog lankmoedigheid, genade en barmhartigheid vir ons. Die Here kon ons gisterand as land uitgewis het. Die Here kon gisterand elke individu in Suid-Afrika gedood het, want ons verdien dit. Maar hy is lankmoedig en getrou, en hy wil ons red. En ag vriende, ek dink so aan 'n man wat geweldig magtig is, en hy kan sy opponent in 'n oomblik doodmaak, maar hy hou sy swaard in sy skede.
en hy bied vir hierdie persoon 'n vredesverdrag aan. Dis hoe God ook teenoor ons as individue, teenoor ons as land en as mens wêreldwyd is. Die Here kan ons lankal afgemaai het. Vriende, ons het al genoeg gerebelleer teenoor hom voor ons redding en na ons redding, dat hy ons in 'n oomblik kon verdelg en nie een van ons sou hom kon beskuldig het van onregverdigheid nie. Maar dog vanmôre is hy lankmoedig en barmhartig. En die Bybel sê vir ons, alhoewel hy groot van krag is en by magte is om ons te vernietig in 'n oomblik en 'n oogwink, is sy lankmoedigheid nog groot oor ons. Hy nooi ons vanmôre en hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, dat ek vir julle rus kan gee. Die Bybel sê vir ons, dat soos die Nineviete, is daar vandag baie mense, wat hierdie duisternis liewer het as die lig. Ja, hulle praat miskien van hulle pa en hulle oupa en hulle ouma wat die Here gedien het, maar self dien hulle nie die Here nie. Self volg hulle nie die Here nie. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, stop in jou spore en dink aan Jona. Dink aan die wonderlike reddende genade van God oor die stad Ninive. En kyk 150 jaar later hoe die Here hierdie stad geoordeel het, want hy's groot van krag. En hulle het sy lankmoedigheid, vriende, vertrap en die maat van hulle sonde het oorgeloop. En God bring hierdie verwoesting oor hierdie stad. Mag u en ek nie hierdie hartseer verhaal eendag in die heerlikheid van God se regbank ervaar, waar die Here vir my sê, gaan weg, ek ken jou nie, omdat jy die waarheid gehoor het, maar die waarheid verontagsaamheid nie. Mag u en ek, vriende, werklik hierdie gedeelte vanmôre ter harte neem, dat ons sal sien die Here is lankmoedig, dat die Here genadig is, dat die Here barmhartig is. Maar daar kom 'n tyd, daar kom 'n oomblik waar die Here lyn in die sand trek en die Here sê tot hier toe en nie verder nie. Ag, ons dink aan die Ou Testamentiese profete wat vir die volk Israel sê, waar nog wil julle hê die Here moet julle slaan? Waar wil julle nog die tigtiging van die Here ervaar? Ons kyk in ons land, vriende, ons land is besig om in duie te stort. Ons regering is korrup tot die hoogste maat. Ons kyk na ons parlement, ons kyk na ons paaie, ons kyk na ons kerke, ons kyk na ons skole, ons universiteite. Op elke moontlike plek is die Here besig om ons te tigtig, om ons op te roep tot reddende genade, dat ons knie sal buig en met ons tong sal bely dat hy God is, dat ons heelhartig sal terugkeer na hom. En wat sê Suid-Afrika? Ons sal nie. Dan wil ek vanmôre die boodskap vir jou bring. Die Here is groot van krag. Hy is lankmoedig. Maar daar kom 'n punt, 'n afsnypunt, 'n afsnydatum, waar die Here ons sal oordeel. En ek pleit by jou vanmôre dat jy jou sal bekeer, want die Bybel sê elke knie sal buig, elke tong sal bely dat hy Here is. Jy gaan dit of doen op hierdie aarde nou, terwyl daar kans en hoop vir jou is, of eendag in die ewigheid, voor die regbank van God, in sy heerlikheid, waar jy sy heerlikheid sal sien, maar nooit tegemoet sal gaan nie, en net sal hoor, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Ag, vriende, mag u en ek die Here se genade vanmôre sien, en mag ons heelhartig bekeer tot hom. Groete vir u, mooi dag verder, tada.